Right, so goeiemiddag gemeenskap, Sint Helena Bay van die Weskus en van Boland. Ons staan vanmiddag hier met 'n legende van rugby, meneer Cliffy Boysen, oudspeler, rugbyspeler. Hy sal vir ons meer vertel vanmiddag, maar ons is bevoorreg dat ons vanmiddag die junior ontwikkelingsprogram in Sint Helena Bay kan afsluit. So baie welkom meneer. Baie dankie vir die geleentheid om hier te kan wees, Johannes. Het is altijd goed om sulke activiteite toe te kom en ek moet definitief sê, ek kan sien die span het geniet. Ja. En sê gou vir my, Cliffy se speel daar, waar het rugby begin vir Cliffy? Ek het soos 'n kaalvoetklonkie daar in Kraaifontein in die Stofstrate begin speel. Op laerskool en hoërskool nie eintlik rugby gespeel het die laaste 2 jaar op hoërskool en van 1976 werd ek by die senior club Hansenaarts aangesluit en toe het nog regtig vlam gevat daar so. En van die bekendes in Hansenaarts, dit klink na 'n bekende rugbyklub, 'n groot rugbyklub in die Kaap. Ja, een van my groot vriende met wie ek saam opgegroeid het, is die bekende Spookie. Spookie September, Daniel September. Yes. En dan het ek ook as onderwyser die geleentheid gehad om heel wat van die spelers deur my hande te bring, soos Adrian Jacobs wat SA7's en Springbok gespeel het, en dan Roger Smith wat ook SA7's kaptein was. So dit is almal manne wat daar uit Kraaifontein se Stofstraat uitgekom het en manne wat die geleentheid aangegryp het en hulle het reg bo uitgekom in beide van hulle. Ja. So Cliffy het ook vir Tygerberg gespeel. Ja, ek het van 1978 tot 1990 het ek provinsiaal gespeel vir Tygerberg onder die leiding van stopafrigter Millen Petersen en dan ook ons kaptein, die legendariese Pieter Jooste. So hy is van die manne wat jarenlang daar verteenwoordigend gespeel het. Spookie September was ook in die span en dit was regtig goeie jare en gloriejare wat ons saam gespeel het en deur dit het ek die geleentheid dan ook gekry as gevolg van my betrokkenheid by die rugbyklub om dan op administratiewe vlak ook dan verder die leer te kom implementeer. Ja, ek wil juist daarna toe kom as administrateur van rugby. Ek kan onthou, ek het jou jare terug, toe sit jy daar in die Sport Science Center, het ek jou ontmoet. Hoe jy betrokke geraak by die administrasie? Terwyl ek op skool gehou het, tot ek het van 1980 tot 1996 op skool gehou, hoërskole betrokke geraak by WP skole. En daardie tyd ook dieselfde tyd was ek besig by die rugbyklub as voorsitter wat ek gedien het vir 18 jaar. In 96 besluit om genoeg gehad van skole en in rugby administrasie gegaan. Aansoek gedoen by SA Rugby, die portefeulje van jeugontwikkelingsbeampte. En daarvan af het ek verskillende poste bekleed daar. En dan later het ek ook in 2008 het ek ook 'n geleentheid gekry om vir die internasionale rugby raad te werk. Yes. As die streekbestuurder vir rugby in Afrika tot 2013 en van 2013 tot 2020 het ek 'n geleentheid gekry om as bestuurder rugby ontwikkeling by Boland te kan waarneem en al hierdie administratiewe verpligtinge is goed wat ek regtig lekker onderlees en goed waar ek my kon uitleef. Ja. En Cliffy kan ervaar die geestelike vibe, as ek dit so mag sê, hier rond. Wat beteken so rugby ontwikkeling? Ons het natuurlik nou die skole in die dorp betrek, HP Williams, EJ McCarthy, Steenbergskool, Sint Helena Bay primêr en dan ook die hoërskoolkinders van Western en Lowville wat in Sint Helena Bay bly. Wat beteken sulke soort van ontwikkeling vir die jeug? Vir my is iets soos dit altyd dit waarna mense streef om 'n geleentheid aan die jong mense te gee, want dit is waarmee ek al my jare in rugby administrasie die meeste op klem gelê het, die meeste op fokus gegee het. Want as jou basis nie reg is nie, dan weet jy, dan kan jy ook nie deurgaan nie. So hierdie geleentheid wat aan hierdie jong mannetjies gebied was oor hierdie paar dae,
dit is 'n begin van groot dinge en hulle gaan elke jaar daarna uitsien. Maar dit is ook 'n geleentheid wat die ouetjies met beide hande moet gryp om dan verder te kan vat. En hier moet 'n mens St Helena Bay as klub moet ons mense daar dankie sê. Ek dink ook baie belangrik die borge wat besluit het om te belê in die toekoms van rugby in die Weskus. Ja, So aan hulle moet ons ook sê baie dankie vir hierdie geleentheid, want sonder die borge sou so iets as dit nie moontlik gewees het nie. En ek glo vir ons sluit natuurlik die seisoen af. Daar's nog die top 12 van Boland. En volgende jaar gaan St Helena Bay weer terugkom. En wat sê wat is die as jy nou kyk na hierdie ontwikkeling wat aangebied is deur die rugbyklub, wat sou jy sê is die vooruitsigte vir hierdie klub? Dit is definitief 'n stap in die regte rigting. Dit is iets waarin die klub moet beleef om seker te maak dat oor 10-15 jaar die klub nog altyd sy regverdige plek gaan deelneem gaan hê. En hierdie ouetjies as hulle die dag klaar is met skool, weet presies waartoe hulle wil gaan. Ja. En om juist nou aan hulle te belê, verseker jy dat oor 10-15 jaar die manne wat vandag hier en hierdie week hier deelgeneem het, deel gaan uitmaak van St Helena Bay se rugby.